maak ons tot diensbaarheid, met blydskap en uitdankbaarheid. Goeiemôre, liewe vriende. Baie welkom in hierdie oggend. Ons is dankbaar vir u elkeen wat hier saam met ons is en dat u 'n behoefte het om op te kom na die huis van die Here. Begeerte dat die Here met ons sal spreek. Nie 'n mens nie, maar die Here. En kyk in die woord van die Here na wie hy is en wat hy sê. Net so gedagte noem vir u. Een van die redes hoekom ons nie voor die sang die inkomste opneem nie, maar tydens die voorsang en deel van die erediens. Want partykeer voel dit vir ons of dis nie deel regtig van die erediens nie. Maar wanneer ons gedurende die diens, gedurende die sang iets ingooi, dan maak ons dit deel van die erediens. Dit is deel van jou aanbidding. En daar's redes hoekom sekere goed en sekere ordes gebeur, sekere maniere. As ek dink aan die kansel, hoekom staan die kansel in die middel van die kerk? Hoekom nie aan die kant? Jy sal sien baie kerke sit aan die kant. Wat is die doel dat hy hier in die middel moet staan? Dat die woord simboliseer dat die woord sentraal moet wees. So mag die woord ook vanmôre sentraal wees. Maar voordat ons daar gaan saamlees en gaan sing, kom ons dit net so dan bid ons om die seën van die Here. Stuur Here u lig en u waarheid, laat die ons lei. Laat dit ons bring op die heilige berg en in u heilige teenwoordigheid. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en sy Seun Jesus Christus word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees van God ook in hierdie môre. Amen. Kom ons staan dan, open ons die diens met hierdie lied. Zie en nou
Baie dankie, kom maar sit. En ons wil u nooi om die woord van die Here saam met ons oop te maak by Matteus hoofstuk 9. Matteus, die tollenaar, wat skryf om die Here Jesus te verhoog as die koning van die konings. So wanneer ons Matteus lees, moet ons dit altyd lees met die gedagte van 'n leeu. Ons dink aan the Lion King, die leeu is die koning van die veld. En so probeer Matteus te bevestig dat Jesus is koning. So daardie tema moet in ons gemoed lê. Soos ons nou gesing het, weil die ander seën ook my in hierdie oggend. Mag die Here so vanmôre by ons elkeen kom stil staan. Terwyl die Here met ander praat, praat ook met my. Matteus hoofstuk 9. Maar voordat ons daar saam lees, kom ons sit met die woord so oop op ons skoot en ons buig ons hoofde en ons bid saam. Dierbare, verhoogde Here Jesus, U wat was en is en wat kom. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Daar is niemand soos U nie. Niemand, ja, niemand soos Hy. Here Jesus, U is die blink môre ster, die skoon roos van Saron. U is Jesus van Golgotha. En voor U sal buig elke knie van wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, en almal sal eendag bely met hierdie tong van hulle, dat Jesus Christus is die Here. En ons aanbid U. Mag U dan ook in hierdie oggend verheerlik word. Here Jesus, terwyl ons die liedere sing, is my hart so dankbaar teenoor U, om te kan sing en om nog vry die Here te kan aanbid. Die begeerte van my hart vanmôre is, Here, nader. Nader tot ons, Here. Die woord sê, as ons nader, sal U nader. Kom staan vanmôre by ons stil, Here Jesus, en word verheerlik. Here, ons wil kom bid vir die gemeente, vir die voortbestaan van die kerk, die hulle wat die evangelie van vrede verkondig. Here Jesus, sal U in die grootheid en in U almag U kerk behou. Sal U U kerk bou en sorg dat die poorte van die hel dit nie oorweldig nie. Here, ons sien hoe die Satan slings insluip om kerke met ander gelowe te verenig, en hoe kerke gewillig is om hande te vat met ander gelowe, terwyl die woord van die Here vir ons sê, Here Jesus, U self het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie, het U gesê. Nou vra ons, Here Jesus, dat U die kerk se oë sal oopmaak vir die duister magte wat insluip. En Here Jesus, dat U U kerk sal vertroos, dat U U kerk sal genadig wees, dat U dig by U kerk sal staan en sal bemoedig en aanspoor en gebruik om U naam ontwil. Here, ons kom bid vir die siekes, dink in besonder aan Henny en aan Nadia daar in die hospitaal. Sal U in U grootheid by hulle kom stil staan en doen wat net God kan doen. En nou, Here, open die woord, want die opening van U woord bring lig. Die opening van U woord maak die eenvoudige verstandig. Baie dankie dat ons dit kan bid en vra in Jesus se kosbare naam. Amen. Ons lees Matteus 8 vers 35, baie bekende gedeelte. En Jesus het
by al die stede en dorpe rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, so skape wat geen herder het nie. Toe sê hy vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. Vereers net tot sover, kyk vanmôre na 'n paar gedeeltes in die skrif wat alles gaan oor die hart van die Here Jesus vir die mens. As ons kyk veral na vers 36, omdat hulle moeg was en uitgeput. Hulle was moeg en uitgeput en daarom dan hierdie tema vanmôre. Is u moeg en uitgeput in 'n tyd waarin ons leef? Wanneer jou moeg is, kyk na videoetjies van die babas. Ek weet nie of jy dit al gesien het nie. Maar wanneer 'n babatjie stry teen die moegheid en hulle bly wakker en daar se kind en hy eet chips, maar daai chip kom amper nie tot by sy mond nie. Dan val die koppie weer en dan skrik hy wakker, maar gaan hy aanhou eet. En dan terwyl hulle eet, dan paas hulle uit en val en dan slaap hulle. Om so moeg te wees dat jy nie meer jou oë kan open, om so moeg te wees. Ons kyk na mense wat by die roebord staan. En let bietjie op, partykeer ons hulle stad gebrand deur die son. Dan sien ek maar, hoor hierso, hierdie mens is moeg. En as ons kyk na die algemene mens en hulle werksomstandighede, raak dit makliker in die werksomstandighede of raak dit moeiliker? Raak die druk by werke al meer, moet mense meer en meer arbei? Moet mense hulle werk partykeer huis toe vat om aan te gaan met die werk by die huis, want die werk moet klaar gedoen word. Daar is soveel druk op die mens in die tyd waarin ons leef. Emosioneel is daar soveel aanslag op die mens dat hulle seer het. Hartseer, dat mense baie keer huil en ween. Hulle harte is gebreek en is seer. Liggaamlik is mense uitgeput baie keer. Mens hulle moeg liggaamlik. Of hulle is siek liggaamlik. En die aanslag is so fel op die liggaam. En dan finansiëel. In hierdie ratreis om net die rekeninge te betaal. Om net aan die gang te bly. Want dis mediese versekering, dis polisse en nog eens praat van kos nie. En dan gaan slaap 'n mens moeg en jy staan moeg op. En jy weet nie waar vandag se krag vandaan kom nie. Dan weet ons die woord van die Here sê, jou krag is van die Here. En na daardie dag, dan kom jy by die huis en dan het die Here weer deurgedra. Nou hier in hierdie gedeelte, sien ons dat die Here Jesus gaan rond van dorp na dorp, van stad na stad, van sinagoge na sinagoge. En na dit alles, maak hy 'n opname van wat sien hy. En dit bring dit sien sy goddelike oog. Sy goddelike oog sien die toestand van die mens. En sy menslike hart voel wat hierdie mense beleef. En dan sê die woord hier vir ons, en hy het innig jammer, in ander woorde, sy hart het seer geraak. Dit het sy hart snare getref, toe hy die mense sien, hoe moeg en uitgeput hulle was. Dat hy het hulle innig jammer gekry. Het jy al iets gesien gebeur? Ek weet, my broer kom eendag by 'n mens se huis, net om iets af te laai. Daar kom 'n meisie uit die huis,
maar sy's vuil. 'n Wit meisie en sy's brein van die modder, sy's vuil. En haar hare staan net soos jare laas gekam. En haar kleertjies is flenter, maar is die mooiste gesiggie meisiekind. En dit tref my broer so, hy draai om en hy loop. Want dit breek sy hart. En net so hier, kom die Here Jesus by die mens, hy's in die markplein, hy's tussen die mense. Hy sien dat hulle is moeg, en hulle is uitgeput, en dit breek sy hart, hy het hulle innig jammer gekry. Kan u dink, die koning van die konings, die Here van die Here, word mens, en hy kom na die mens. Hy sien die mens wat hy geskape het, en hy sien hulle is moeg. In Hebreërs 4 vers 15 lees ons, dat ons het nie 'n hoëpriester, wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Met ander woorde, ons het iemand, 'n hoëpriester, so hy's nie net koning van die konings nie, hy's ook 'n hoëpriester, die mens, die een wat in ons plek gesterf het. En hierdie hoëpriester weet wat ons deurgaan, want hy is versoek, net soos jy. Daarom kan hy medelee met ons hê. Hy voel wat ons voel. Hy beleef wat ons beleef. Weet die Here Jesus hoe dit voel om op die kakebeen geslaan te word? Ja, weet die Here Jesus hoe dit voel om deur sy beste vriend verloon te word? Ja, weet die Here Jesus hoe dit voel om deur een van jou disippels met 'n dolk in die rug gesteek te word en verkoop te word? Ja, hy weet. Weet hy hoe dit voel om moeg te wees? Toe hy daardie kruis moes dra, het hy moeg geword. En hy kon nie meer nie. En hy kry vir Simon en sê, help hom. Die Here Jesus weet wat dit is om moeg te wees. In Hebreërs 2 lees ons aangaande sy hoëpriesterskap, Hebreërs 2 vers 17, daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kan wees. Barmhartig om saam te kan voel. Hy moes in alle opsigte gelyk word, sodat hy aan ons barmhartig kon wees en getrou hoëpriester kan wees. In die dinge wat betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen, want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Wonderlik om te dink, ons is die hoëpriester, en hy is die een wat kan help. Vir die ongereddes, ek kan nie eens indink hoe voel die ongereddes vanmôre nie, as hulle sonder die Here Jesus deur hierdie lewe moet gaan. En hulle het nie iemand om hulle te help nie. Maar as jy vanmôre hier sit en jy is gered, waaragtig weergebore, gewas met die bloed van die lam, dan sê die woord, Jesus is daar om ons sonde met die Vader, om ons met die Vader te versoen. En hy is die een wat kan help. Hy is die enigste wat in staat is om te kan help. Maar dit is 'n gedagte wat sê, as mens wil hy help, en as God kan hy help. Is hy die enigste een wat by magte is om dit te kan doen. Daarom kyk ons vanmôre na 'n paar gedagtes in die skrif wat praat oor die hart van die Here Jesus en die toestand van die mens en dan waar ons toevlug heen is. Ons sien sy deernis in ons geleesde gedeelte. Toe die skare sien, het hy innig jammer vir hulle gevoel omdat hulle moeg was en uitgeput, soos skape wat nie 'n herder het nie. So skape vergelyk hy die mens en hy sê, die wolwe hardloop rond en hulle wil hulle verslind. En daardie skape het nie iemand om vir hulle kos te gee nie. Daardie skape is verwilder, hulle hardloop van een punt na 'n ander punt. En die skape is moeg en hulle is uitgeput. En daar nie 'n herder is nie.
En hy kondig homself aan in Johannes 10 waar hy sê, ek is die goeie herder, ek ken my skape, my skape ken my stem, en ek lei hulle na groen weivelde waar rus is, lei ek hulle heen. Die Here Jesus is die een wat kan lei. So ons sien hier die deernis, sy hart vir die mens. Volgende sien ons Jesus se liefde vir verlore siele. In Markus 10 vers 21, die verhaal van die ryk jong man, wat by die Here Jesus kom en hy sê, wat kom ek nog kort? En in sy sonde, regverdig hy sy sonde. Hy sê, ek is nie so sleg soos wat ek dink ek is eintlik 'n goeie mens. En die Here Jesus toets hom en dan in die eerste gebod, het jy my lief bo alles, het jy God lief bo alles, en hy sê, verkoop jou goed, en gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel, en kom hier en volg my. Maar hy het weggedraai. Intendeel die skrif sê, maar hy het treurig geword, en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Vers 21 sê, en Jesus het hom aangekyk, en hom lief gekry. Hy kyk na daardie sondaar mens, en hy het hom lief gekry. Hy het sondaars lief, en hy is die enigste een, wat in staat is om sondaars te kan help. Is net hy. 1 Timoteus 2 vers 3 en 4 sê, want dit is goed en aangenaam vir God ons verlosser, wat nie wil hê dat enigiemand moet vergaan nie, maar dat almal gered sal word. Dit is die hart van die Here Jesus. Wat wil hê dat mense na hom toe moet kom? Gaan kniel by die kruis, want Jesus ontmoet jou daar. Hy is die enigste een wat by magte is om te kan red. Verder sien ons Jesus se trane oor die mense se seer. Het die Here Jesus regtig gehuil? Ons lees in Johannes 11 vers 35 by die dood van Lazarus. Nou Lazarus was een van sy vriende. Wanneer Jesus in Betfage was, dan het hy by Lazarus en by Martha en Maria tuis gegaan. So Jesus het hulle geken. En hulle laat weet om ons broer is siek. En die Here Jesus is 4 dae volgens hulle te laat. En toe daar aankom, en hy sien Maria huil. Sê vers 5, en Jesus het geween. En die mense sê, kyk hoe lief hy hom gehad het. Kyk, hy ween. Het jy al in iemand se teenwoordigheid gesit en hulle huil so, dat jy kan nie anders as om saam te huil nie. Dit is soms so aansteeklik. Mense partykeer lag. Dit is aansteeklik en lag saam. As mense seer het, kan jy nie anders as om saam te ween nie, en hy weet hoe dit voel om 'n geliefde van die dood af te staan. En Jesus het geween. Hy het gehuil. Verder sien ons nog 'n geleentheid. Jesus ween oor die wat seer het in Lukas 19 vers 41. Hy kom in Jerusalem ingery op die donkie. Terwyl hy ingery kom, bestraf die Fariseërs en Sadduseërs, hoekom laat u toe dat hulle u uitroep, Hosanna, Hosanna vir die seun van Dawid, daar in Lukas 19 vers 41. En Jesus sê, as hulle het nie gaan uitroep nie, sal die klippe het uitroep. En Jesus het oor hulle gekyk, en hy het begin ween. Hoekom het hy geween? Dan sê hy daarna, oor die verdrukking wat oor hulle gaan kom. Dit wat in 70 na Christus gebeur het. Daar staan geskryf,
Jerusalem vers 44 sê die Here Jesus, een van die gedagtes wat hy weet vooruit wat gaan gebeur. En hy sê hoe hulle jou kinders teen die grond gaan verpletter. Hoe hulle in 70 na Christus die Jode verstrooi het oor die wêreld, die kindertjies dood geslaan het, teen die grond vas. En Jesus ween oor dit wat oor hulle gaan kom. Sy hart vir hulle. Verder, Jesus ontferm hom oor die siekes. In Markus 1 vers 40 tot 41 kom daar 'n melaatse man. En die skrif sê vir ons, hy val op sy knieë voor die Here Jesus. En hy begin Jesus te smeek. Here, asseblief, Here, wil U my nie genees nie. Here, as U maar net wil, kan U my genees. Sal U nie maar nie. En hy smeek. Het iemand nou al by jou gekom en gesmeek, asseblief, help my net. Hier kom 'n man en hy smeek die Here Jesus. Asseblief, help my. En die skrif sê, en Jesus sê vir hom, het vir hom innig jammer. Sy hart het gebreek. Innig jammer vir hom gevoel. En sy hand uitgesteek en gesê, ek wil. En die Here Jesus kom en hy raak daar die siek man aan en die Here genees. Want hy is die een wat wil en die een wat kan, by magte is om dit te kan doen. Ons dink aan daardie man Bartimeus, as ek reg is, wat uitroep en sê, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. En Jesus kom daar aangeloop en almal maak hom stil en sê, bly stil. En hy roep al harder en harder, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. Want hy is blind. En Jesus vra dat hy na hom toe gebring moet word. En hy genees hom. Maar daar was 'n stikkende siel. Iemand in nood. En die Here Jesus weet wat die nood is. En hy kon aanraak. En as mens wou Jesus genees. En as God kan Jesus genees. Verder, Jesus word bewoe oor honger mense. In Markus 8 vers 2. Ek voel innig jammer vir die skare, omdat hulle al 3 dae by my bly en niks het om te eet nie. Ek voel innig jammer vir hierdie mense. Het is al 3 dae lank wat hulle daar sit by die voete van die Here Jesus. 3 dae en die skrif sê hulle het van ver plekke afgekom, daarheen gereis en daar kom sit en na die Here Jesus geluister. 3 dae. Die nood in die mens om net by hom te wees. Ja, sommige het gekom net vir die broodjies en vir die visies. Het hulle innig jammer gekry. Hulle was honger. Die hart het gebreek oor hoe honger hulle was. En daar was 7 brode en 'n paar visies. En ons so 4000 mense, vers 9 sê vir ons. En die Here Jesus sien mense wat honger is. En as mens wil hy hulle so graag help. En as God kan hy die broodjies en die visies vermeerder. En hy kan hulle voed. Verder sien ons Jesus bid wanneer die aanslag van die vyand vel is. In Lukas 22 vers 31 tot 32 sê die Here Jesus vir Petrus, Simon, Simon, hoe het die duiwel begeer, die Satan begeer, om jou soos koring te sif. Hy het vurig begeer, om jou soos koring te sif. Maar weet jy wat, Petrus? Ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie sal ophou nie. Die Here Jesus weer die aanslag.
wat daar vanmôre is op jou lewe. Die aanslag wat daar is op jou as kind van die Here wat opstaan vir dit wat reg is. Hy sien hoe die Satan en al sy minions, al sy demone neerdaal met groot woede, omdat hulle weet hulle tyd is min en wil vernietig. Die Here Jesus sê, ek het vir jou gebid. Wanneer die duiwel jou wil vernietig, het ek vir jou gebid. Vir wat, Here? Dat jou geloof nie ophou nie. Dat jy nie op 'n punt kom waar jy sê, Here, ek kan nou nie meer nie, nou gee ek op, nou gee ek in. Ek kan nie meer nie. Die Here Jesus sê, ek bid, sodat jy nie hoef op te hou nie. Maar, dat jy sal aanhou, en aanhou, tot aan die volëinding. Dat jy kan sê, soos Paulus aan die einde van sy lewe, ek het die stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou, tot die einde toe. Dis iets om te begin om die Here te dien. Dis iets anders om aan die einde van jou lewe klaar te maak en te sê, ek het die Here gedien. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Vertroue is vandag nog net so sterk in die Here Jesus, as wat het was 30, 40 jaar terug, toe die Here my siel gered het. Want hy bid vir my. Verder, Jesus sien hulle bekommernis. In Matteus 6 vers 25 tot 33, sê hy vir hulle, moenie hulle kwel, nie jou bekommer, nie jou kwel oor jou lewe, wat jy sal eet en wat jy sal drink en wat jy sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as dit nie? Hy sê, kwel julle nie oor die dag van môre nie. Môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Hy sê vir hulle, vers 27 en 28, kyk na die voëls van die veld. Hulle maak nie by mekaar nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Kyk na die lelies van die veld. Hoe hulle lyk, gaan kyk na 'n blommetjie. En kyk na die heerlikheid, ons nou na die tyd, die bome begin te blom, die blommetjies begin uit te kom. Gaan kyk na die blomme van die veld. En selfs Salomo, en al sy heerlikheid, was nie bekleed soos een van hulle nie. Dan sê die Here Jesus hierdie woorde, vers 29, en ek sê vir julle, selfs Salomo was nie bekleed soos hulle nie. Vers 30, hoeveel te meer vir julle? Hy sê nie kwel oor die dag van môre nie. Hoeveel te meer sal die Here Jesus vir sy bruid, vir sy kinders sorg en voorsien. As mens wil hy help, en as God kan hy help vir die dag van môre. Hy sê, kwel jou nie oor die dag nie. Bekommer jou nie. Want daar is 'n God in die hemel, en hy kan voorsien. Verder sien ons, Jesus sien die laste wat die fariseërs op die mense sit. Jesus sien dit in Matteus 23 vers 4. Want hulle bind pakke saam wat swaar en moeilik is om te dra, en sit dit op die skouers van die mense, maar om te dra, maar self wil hulle dit nie met 'n vinger verroer nie. So hulle sê vir die mense, julle moet op deur, hulle sê julle moet bid, maar self verroer hulle nie 'n vinger nie. En die Here Jesus sien die laste, ekstra laste wat die fariseërs op hulle sit, sê nee, neem eers jou een skoen vasmaak, dan jou ander skoen. Nee, jy moet eers dit doen en dan dat doen. Al hierdie ekstra mensgemaakte wette, wat hulle ook nog op die skouers van die mense wil kom sit. En hy sien, die mense dra hulle self. Daarom dat die Here Jesus in Matteus 11 vers 28 sê, kom na my toe, sommige wat vermoeid en belas is. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek kan julle rus gee. Ek sal julle rus gee, want my juk is sag en my las is lig.
As mens wil hy en as God kan hy die las wegvat. Hy kan die las dra. Die las van sonde, die las van moeite en verdriet, kan hy dra. Hy is sterk genoeg om nou die hele wêreld se sondes en sy laste te dra. Hy is in staat. Hy is die God van die heelal. En wanneer daar in die tyd waarin ons lewe, ons wil amper sê dis verby en dis nou weg, raai wat nee. Van 1989 af is daar maar weer 'n beweging om daar die laste wat al op die mense te sit, weer op die mense te sit. Nee, julle moet nou weer die Sabbat begin hou. Neem nou weer die feeste en weer die offers. En weer die nuwe maane en al die rituele. Terwyl Jesus dit klaar gedra het. Terwyl Jesus dit klaar vervul het. Vandag nog wil die mense laste op ander lê. Dan laastens sien ons Jesus ken die veroordeling van die wet. Hy ken die veroordeling van die wet. Daar 613 wette om te hou. Vir die Jode wat aangekondig is deur Moses. Johannes 8 vers 1 tot 11. Dis die verhaal van die vrou wat in oorspel betrap word. Sy word uitgevang. Haar sondes word in die openbaar gestel. Sy het geval. Sy het gestruikel. Sy het sonde gedoen. En hulle vat hier die vrou, snaaks genoeg, nie die man nie. Nee, hulle vat die vrou en sleep haar. Sy is in egbreek. Waar is die man wat ook in egbreek betrap is? Buite. Waar is die man? Maar hulle bring die vrou. Moses, en hulle sê vir die Here, Moses het bevel gegee. Moses het in die wet beveel om haar te stenig, maar u, wat sê u? Die wet sê, sy veroordeling sê, sy moet met klippe dood gegooi word, want sy het gesondig. Maar u, Here, wat sê u? Here Jesus, hoe voel u oor dit? Is dit 'n erge sonde? Ja, dit is redelik erg. Maar Here Jesus, wat sê u daaroor? En hy sê, laat die een wat geen sonde het nie, die eerste klip gooi. En niemand gooi klippe nie. Kom nou, laat die een wat geen sonde het die eerste klip gooi. Sien u die veroordeling van die wet? En sien u die genade van die Here Jesus? Want die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. In Christus is daar genade. Baie wat wil terughardloop na die wette. En die wet veroordeel die mens. En al hou jy die 613 wette, gaan jy steeds jou oë in die hel oopmaak. Want die wet kan jy nie reinig nie, die wet veroordeel jou net. En daardie vrou moes daardie dag doodgegooi word met klippe. Maar die genade van die Here Jesus bied vir haar die lewe en hy sê vir haar, gaan heen en sondig nie meer nie. Die laste, die swaar van die wet, kom die Here Jesus en sê, ek kan julle red wat verlore is. Ek kan julle herstel, ek kan vergewe, al het julle gesondig. Die Here Jesus sê vir hulle, vir die disippels, ek stuur julle so skape onder die wolwe. Hy weet wat gaan met die kinders van die Here met die kerk gebeur. Hy weet wat gaan met jou as kerkraadslid gebeur. Ek stuur julle so skape
onder die wolwe. Hoe voel 'n herder se hart oor sy skape? Hy het hulle innig jammer gekry. Openbaring 2 vers 9 sê die Here Jesus vir die kerk, vir die gemeente: ek ken jou werke en armoede en jou verdrukking. Nie ek weet van wat jy doen en ek weet van jou armoede, ek weet jou vervolging nie. Hy sê nie ek weet nie. Hy sê ek ken jou werke. Ek is terdee bewus van alles. Dit wat aan jou hart aangaan wat niemand anders sien nie. Terwyl ons baie keer 'n smile opsit terwyl jou hart breek. Ja, ek doen dit ook. Net 'n gesig op te sit en aan te gaan. Maar die Here Jesus sien daar die hart wat stikkend is. Hy sien dit en hy sê ek ken jou werke. Openbaring 3 vers 19. Almal wat ek lief het bestraf en tugtig ek, bekeer jou dan. Hy sê ek's besig met jou. Besig om jou te vorm en jou te maak. Daarom bekeer jou, kom na my toe. En dan sien ons die Here Jesus verlang gemeenskap. In Openbaring 3 vers 20 sê hy, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek na hom toe ingaan en saam met hom 'n maaltyd hou en hy met my, sê die Here Jesus. Sy begeerte met jou gemeenskap te hê. En hy nooi vanmôre, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. Martha en Maria by 'n eetgeleentheid gaan sit. Maria by die voete van die Here Jesus. Beste plek om te wees. As ek sit aan Jesus voet, daar sal ek rus en vrede vind. Uit sy volheid smaak ek oorvloed van genade, ryk en vry. Hy ken jou moegheid. Hy sê op 'n stadium, hou goeie moed. Hoekom, Here? Hoekom? Ons sê die Here Jesus, want ek het die wêreld reeds oorwin. Ek het klaar oorwin. Hou goeie moed. As ons vir mense sê, hou moed, dan wil ek vir jou sê, dis maar leefwoorde. Maar as God dit sê, hou moed, dan is daar krag in. Ek wil vanmôre vir u sê dat daar is 'n God in die hemel en hy ken jou hart. Ken seer, ken moegheid. Gaan sit aan die voete van die Here Jesus, want hy wil en hy kan rus gee. Mag die Here ons genade gee om dit by hom te gaan soek. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat u nie 'n God is van ver nie, maar 'n God van naby. Ek vra Here Jesus, sal u in hierdie oggend kom en harte vertroos en moed gee vir die laaste paar sekondes voor u koms. Here, wanneer hulle om daardie baan hardloop, daar is net 'n paar meter oor, en dit is die maak of die breek. Here, ons is in daardie tyd. Ek sê in die Romeine, omdat ons sien dat die tyd nou nader is as ooit van tevore, want die nag het ver gevorder en dit amper dag is, Here, dan sien ons dit. Ons sien daar is nie meer baie tyd oor nie. Here, kom vanmôre en gee vir ons die krag, die genade om deur te druk. As iemand vanmôre hier sit wat Jesus nie ken nie,
nog nie ontmoeting met Jesus gehad het nie, nog nie weergebore is nie, gewas is in die bloed nie, dan het hulle vanmôre niemand omheen te hardloop nie. Want hulle is nog nie Jesus sinne en Jesus is nog nie hulle sinne nie. Here Jesus sal mense nie maar vanmôre na U toe vlug. Jy gaan skuiling soek by U nie. En vernag by U. Oornag by U. Wagtend op U. En U sal kom. En U sal krag gee en U sal genade gee. Want U is die God van die hemel. U was waarlik mens en U wil help. En as God kan U vanmôre elkeen wat hier sit help. Here, as ons baie keer moeg is, uitgeput, dan is ons geïrriteerd. Maar alles en almal irriteer ons. Maar Here, help ons om ons rus in Christus te vind, sodat ons 'n lig kan wees vir die wêreld, en sout kan wees, om die evangelie uit te dra. Here Jesus, help ons in hierdie oggend. En mag U al die eer en al die lof en al die aanbidding van ons harte ontvang. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons staan en sluit ons af met hierdie lied, As ek sit aan Jesus voet, sodra ons die noot kry. As ek sit aan Jesus voete, smeer hy woorde soet op my. Beste plek wat ek ontdek het, mag dit my al dag daar kry. As ek sit aan Jesus voete,